Goeiemôre, liewe vriende, hartlik welkom in die erediens. Al die ouens wat die vuur oorleef het. En mag dit ook vir ons 'n besondere dag wees, besondere oggend. Ons gaan eers 'n lied sing, dat die ouens nog so 'n bietjie nader kom. Die eerste lied is 327. Ons sing dit op 510. Genade onbeskryflik groot. Die oral is my oortuig dat ons dit beter ken as my melodie en wat hier staan. Ek twyfel of dit so is, maar kom ons doen dit. Wees ek nog maar met haar stryd, sy's pas terug van vakansie al. Welkom terug, hoor jy. Jy moet speel, jong. Ons sing soos die literane vriende, al die verse. OK, volg dit net aan. Net ek moet erken, dit was baie mooi. Pragtig. Vriende, ons sing liederaans, ons sing so omtrent alle liede se alle verse, maar nie heeltemal almal 100% so nie, want 'n lied vertel 'n storie. Dis hoekom hy so veel verse het. Psalm 119 kan ons dalk 'n bietjie laat sukkel. Vriende, alle fone af of silent asseblief. Aan die tannies en die oomies daar by Herberg gaan sê hallo julle, lekker saam sing. Ek hoop die dinge is aan daarson. Vriende, lidmate, mense wat nog kuier hier rond, jy kan nog hier en daar van ons mense wees. Ek dink die dominee self gaan dit hanteer. Ek gaan hom nou aan die woord stel. Nou is dit nog my geleentheid. Vriende, dit is dan maar 'n anderlike soort van 'n week. Weet jy, dit is die laaste week in Oktober wat ons die eerste groot brande hierbo gehad het. En tot nou, 'n ou se geduld. Besef jy later kom net van die Here af, maar nie uit jouself nie. Maar ons is hier, ons staan en dit is nie ongelooflik nie.
Die wonderverhale begin al so uitkom, weet jy, dit het gebeur, toe gebeur dat. Weet, hy goede begin hardloop so. En dit is my ongelooflik. Ek julle dag gesien, die vuurblom, julle ken hom ons. Hy blom, jy weet, uit die asse as dit ware. Blom hy. En een het baie mooi nou op sosiale media gehardloop oor Tesla's dal, van 14 dae gelede gebrand, en hier staan die pragtige brandlelie. Jy weet ons sommer Google, wat die brandlelie is, dit is beautiful. Met die asse rondom. En ek het besluit, dis wie ek wil wees. Ek dink dis wat God ons bedoel het om te wees. Selfs deur die water, selfs deur die vuur, blom God se genade. Jy moet daai ding kyk. Ek dink Elise, ek gaan hom vir jou stuur, dan sit jy hom volgende week op. Is dit reg so? Vriende, ons sing heerlik saam, dis Epifanie tyd. Januarie is Epifanie maand. Wat is Epifanie? Beteken God se lig het deurgebreek. We praat van God se lig wat gekom het, wat nou aanwesig is en aan die kom is. 2026. Kom ons sing nou heerlik saam. 2-2-3 vers 1 tot 4. God se liefde so oneindig. Dalk is hy bietjie minder bekend. Ek dink hy het 'n alternatiewe melodie nie. Lenet ons sing hom soos wat hy vir ons gegee is. Baie dankie. Right, dan gaan hy. Dan die ongelooflikste liedere. As jy nou die Epifanie, ek het baie tyd spandeer om hulle uit te soek. Hulle begin so al net voor Kersfees, haal jy hulle so uit. En dan sien jy die eerste koms, die tweede koms en ons in die middel, ons getuienis, hoe hardloop hulle aan mekaar in. Kyk 'n bietjie daarna. 3-3-4, 1 tot 4, God is liefde, juig ons harte. Right, terwyl ons sit op 4 verse. Dan loof die God van ons verlange, loof die God van ons verlange. 3-4-3 daarvan vers 1 en vers 2. Goed.
En dan het ons die beste gelos vir laaste. Die een het ek die laaste keer laat sing, toe ek die laat sing het, en dit was 367, Ere aan God. Die gemeente is bekend daarvoor dat hy in geheel in koor is. Manne, vroue, sing soos jy moet sing. Nou, al uit. Dankie. En nou rakende die ligtema en ons verantwoordelikheid om God se lig uit te dra na die wêreld daar buite. Ook aan mense wat diep seer gekry het in hierdie afgelope paar weke en nog seer kry en nog gaan seer kry. Daar's blomme op die plase wat verwoes is vir die volgende 4-5 jaar. Is daar nie oes nie. Een van die groot boere daar het aan die G20 beraad die fynbos verskaf. Dit is weggebrand. Ons moet mekaar ondersteun met God se lig. En dan gaan ons regtig sien hoe ons aan God gekonnekteer is en wat ons verantwoordelikheid is. Ons gaan hierdie lied nou sing en daarna Dr. Dil. Ek wil net vra Elise of wie ook al, is daar lekkertjies vanoggend? Lekkertjies nog nie. Ja. Nou wanneer begin dit as die dominees terug is? Is daar nie lekkers nie. Dit lyk vir my daar's nog nie lekkers nie, vriende. Geluk aan almal wat gebore is en gedoop is en hier is en nie tussen ouer is. Nee, die lekkertjies kom. Dan vat jy maar 'n enetjie ekstra of so iets. Vriende, ons sluit nou dan met 488 vers 1 tot 5 hierdie pragtige lied Helder skyn. Hy het aanvanklik gesê geskryf ons lig, toe sy hervertaal met u lig. Dis die regte een. Daarna Dr. Dil asseblief sonder die lekkertjies. Baie seën. Ons sien uit na die boodskap vanoggend.
Ons sê vir u baie hartlik welkom, geloofsgemeenskap van die Here Jesus Christus. Op hierdie Epifanie Sondag heet ons hier almal welkom, ook die kinders. Ek sien hier is kinders ook vanmôre, so bly, hier is vanmôre ook kinders by ons. Ja, ons deel nou nie vanmôre lekkersheid hier, so ek neem aan, hier is nog baie besoekers. Ons sê maar net ook vir die besoekers hartlik welkom. Mag u ryklik geseën wees ook by hierdie erediens. Net 'n paar afkondigings voordat ons begin. Ons vra voorbidding vir Lorraine Germeshuis van Gansbaai, Willem Delport van Gansbaai en Werner Ramshauser van Gansbaai. Ook al die bejaardes by Herberg aan See. Ons het ook in die konsistorie gehoor van ons hoofouderling se vrou Judith wat hierdie week in die hospitaal was. Sy is tuis, so dit gaan beter met haar. Ons is baie dankbaar daaroor. En dan ons medelee gaan aan Koos Kadits van die Kelders wat oorlede is en natuurlik sy familie en naasbestaandes. Frans Joubert van Uilkraalsmond is ook oorlede. Opregtig meegevoel aan elkeen van hierdie persone se families en naasbestaandes. Dan bediening missionaal. Floors het vir my gesê hy is besig daarmee, ek noem dit maar net weer, die Gansbaai Vissersmans toewydingsdiens op 25 Januarie vind weer plaas, 1800 uur vir 18:30. So u is baie hartlik welkom om dit dan ook op die 25ste by te woon. En dan die laaste van die afkondigings natuurlik is nou die brande. Jy het gesien daar was 'n baie mooi stukkie wat geskrywe was in ons geskrewe afkondigings. Ja, as geloofsgemeenskappe leef ons na aan mekaar in sulke tye en ons is ook dankbaar waar mense mekaar baie bygestaan het waar daar ernstige probleme was die afgelope week. Ek het verskeie kere ook met die Working on Fire mense gepraat. Hulle is ook natuurlik innig dankbaar vir almal wat bydraes vir hulle gegee het om hulle by te staan in hierdie tyd toe hulle onder geweldige druk was. Maar die belangrike is dat ons gebede nog steeds vir hulle sal uitgaan. Daar is nog enkele brande wat woed, so wees asseblief getrou ook in u voorbidding vir hierdie baie belangrike saak. Geliefdes, ons aanvangslied terwyl ons staan is dan liedboek 157 verse 1 en 2, Here Jesus, ons is saam. Geliefdes, ons gebruik is soos altyd om 'n kerse aan te steek vir belangrike sake. Ek sien hier sal reeds 'n kers aan, dit is belangrik. As u
vir iemand ook 'n kers wil aansteek, gaan ek 'n kers ook vir u daar los. Kom ons steek eerstens 'n kers aan vir die brande en al die brandweerpersoneel en al die gemeenskapsmense wat bystaan. Dit is 'n groot saak hierdie, ontsettend groot. Ons sien die brande is van hier tot amper by Port Elizabeth. So dis nie 'n klein saak nie, dis nie in ons omgewing nie, dis baie wyd. Dan steek ons graag 'n brand aan ook vir ons land hier in die begin van die jaar, vir die leiers van ons land, en vra ons ook dat die Here hulle mag seën met wysheid om vir ons ook in hierdie nuwe jaar te kan lei. Ek wil graag ook 'n kers aansteek vir ons kinders. Ja, ons is miskien nie baie kinders vanmôre nie, maar ons dink altyd aan ons kinders. Ons wil graag vir hulle ook voorbeding doen en aan hulle dink hier in die begin van die jaar. En dan laastens die Christuskers, natuurlik die belangrikste kers wat altyd moet brand, sodat ons hom nooit vergeet nie. Geliefdes, as ons so lekker saam sing, dan wil ek net vir u sê, dit is ook 'n manier hoe ons mekaar se geloof versterk. Nie net een of twee nie, maar ons almal saam, wonderlik. Luister na die fotum wat kom uit die psalms. Die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en die wat daarin woon, alles behoort aan die Here, want hy het die fondamente daarvan in die see gelê en dit stewig gevestig in die waters. Wie mag die berg van die Here opgaan? Wie mag in sy heiligdom gaan staan? Die een wie se hande rein en wie se hart suiwer is. Daarom, geliefdes, is ons seëngroet wat ons ontvang van die Here, genade vir julle van God, ons Skepper wat elke dag vir ons skuilings bied, van Jesus Christus wat ons elke dag deur sy genade omarm, en van die Heilige Gees wat in ons en deur ons werk. Amen. Kom ons staan nou en ons sing ons loflied, Liedboek 196 verse 1, 2 en 3. O kon ek jubel, Hemelvader. Ons doen dit staande.
dit pas ons as ons so by mekaar is om opnuut voor die Allerhoogste God te buig en dan ook aan hom te bely dat ons beste dade met sonde bevlek is. Kom ons luister na Romeine 13 vers 8 wat ons 'n teks wat ons wil verootmoedig vanmôre voor die Here. Julle moet niemand iets verskuldig wees nie behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens liefhet, voer die hele wet van God uit. Al die gebooie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie of watter ander gebod daar ook al is, word immers in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. En daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. Kom ons, terwyl ons bly sit, sing ons saam van Liedboek 232 verse 1 en 2 die genadeverkondiging. Geliefdes, voordat ons nou saam lees uit die woord van die Here, kom ons buig ons hoofde in gebed. Here, in Psalm 19 sê die psalmdigter, die hemel getuig van die mag van God. Die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. Die een dag gee die berig deur aan die ander. Die een nag deel die kennis aan die volgende mee. Sonder spraak en sonder woorde, onhoorbaar is hulle stem, en tog gaan daarvan 'n boodskap oor die hele wêreld uit. En hulle taal bereik die uithoeke van die aarde. Vir die son is daar in die hemel 'n tent opgeslaan. As sy stralend begin om sy baan te volg, is hy soos 'n bruidegom wat uit sy slaapkamer kom. Aan die een kant van die hemel kom hy op en aan die ander kant gaan hy onder. En niks ontkom sy gloed nie. Die woord van die Here is volmaak en dit gee lewe. Ja, Here God almagtig, soos ons mense hier vanmôre vergader is, al is ons u verbondskinders, is ons klein en baie nietig voor u.
Voor u skepingsmag staan ons elke dag verwonderd. Die afgelope weke het ons soms beangs toegekyk, hoe verwoestende vuur om ons skielik kon brand, en dank ons u vir u genade. Dank ons u ook vir mense wat saamgestaan het, mekaar ondersteun het, en ook vir die brandweer en die personeel wat voluit gewerk het. Ons is weer by mekaar, Here, om te luister na u woord, want Psalm 19 sê, die woord van die Here is volmaak en dit gee lewe. As u verbondskinders vra ons dat u ons ook sal seën vanmôre rondom u woord. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Ons gaan nou 2 teksgedeeltes lees vanmôre. Die tema van die boodskap is om 2026 is 'n tyd om voluit te lewe. Ek lees uit Matteus 25 vanaf vers 31. Profetiese rede, die laaste oordeel. Wanneer die Seun van die mens in majesteit kom en al die engele saam met hom, sal hy op sy koninklike troon gaan sit en al die volke sal voor hom bymekaar gebring word en hy sal die mense van mekaar skei soos 'n wagter die skape van die bokke skei. Die skape sal hy regs en die bokke links van hom laat staan. En dan sal die koning vir die aan sy regterkant sê, kom julle wat deur my Vader geseën is. Die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as 'n erfenis en besit, want ek was honger en julle het my iets gegee om te eet en ek was dors en julle het my iets gegee om te drink en ek was 'n vreemdeling en julle het my gehuisves en ek was sonder klere en julle het vir my klere gegee en ek was siek en julle het my verpleeg in die tronk en julle het my besoek. En dan sal die wat die wil van die God gedoen het, hom vra, Here, wanneer het ons u honger gesien, gevoed, dors, u iets gegee om te drink en wanneer het ons u as 'n vreemdeling gesien, gehuisves, sonder klere en vir u klere gegee? Wanneer het ons u siek gesien of in die tronk en u besoek? En die koning sal hulle antwoord, dit verseker ek julle, vir sover julle dit aan een van die geringste van hierdie broers van my gedoen het, het julle dit aan my gedoen. En dan sal die koning vir die wat aan sy linkerkant is sê, gaan weg van my af, julle vervloektes. Gaan na die ewige vuur vir die duiwel, wat die duiwel en sy engele, wat vir die duiwel en sy engele voorberei is. En dan gaan hy voort om weer te herhaal. Hy was honger, hy was siek, hy was 'n vreemdeling en hulle het niks aan hom gedoen nie. Goed. Dan wil ek ook lees uit Romeine 13. Ons het al reeds vanmôre na Romeine 13 verwys. Ek lees weer vanaf vers 8. Julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens liefhet, voer die hele wet van God uit. Al die gebooie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of watter ander gebod daar ook al is, word immers in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie, en daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. Dit alles is nodig, omdat julle weet hoe laat dit al is. Die uur is reeds daar, dat julle uit die slaap moet wakker word. Want die tyd van ons finale verlossing is nou nader as toe ons tot geloof gekom het. Die nag is byna verby, dis amper dag. Laat ons dan ophou met die werke van die duisternis, en laat ons die wapens van die lig opneem. Ons moet welvoeglik lewe soos dit in die daglig hoort. Daar moet geen drinkery en uitspattigheid, geen ontug en onsedelikheid, geen rusie en jaloesie wees nie. Nee, julle moet lewe soos volgelinge van die Here Jesus Christus en nie voortdurend daarop uit wees
om julle sondige begeertes te bevredig nie. Mag die Here sy woord aan ons elkeen ryklik seën. Elke oujaarsdag en nuwe jaar, dan word ons bewus van tyd. Ja, die wêreld gaan staan eintlik stil. En dan word die tyd afgetel totdat die nuwe jaar aanbreek. En dan is daar fanfare en toeters en groot gejuig, en vroeër jare was dit nog allerhande vuurwerke wat hier plaasgevind het. Lyk my dit word nou nie meer gedoen nie. Ek het al baie gewonder hoekom is mense so opgewonde en vrolik en so juigend wanneer die nuwe jaar aanbreek. Nou het ek gelees dat hulle sê dit is die tradisie uit die ou dae uit. Dis om die bose geeste weg te jaag uit die nuwe jaar uit. Nou ek sal nie weet nie, want ek neem dan nie aan al daai fanfare en goeters deel nie. Maar as gelowiges betree ons natuurlik die nuwe jaar op 'n ander manier, want ons glo dat ons geloof in God die Almagtige is vas en seker. Soos Psalm 90 dit stel, 1000 jaar is immers vir ons God soos die verlede, iets wat verby is, soos 'n wagbeerd in die nag. So daai tyd is vir die Almagtige God. Hy is in beheer van daai tyd. Die Bybel gebruik 2 Griekse woorde om te verwys na tyd. Seker meer, maar ek gaan net verwys na die 2. Die een is Kronos en die ander is Kairos. Nou Kronos tyd is juis hierdie tyd wat jy aftel om te sê, okay, daar's nou 365 dae verby, 24 uur elke dag, 60 minute elke dag vir 'n uur. Dis Kronos tyd. Die horlosie tik en die tyd gaan verby. Die dae en die ure gaan verby. Maar ek wil nie vandag verwys na Kronos tyd nie. Ek wil weer meer verwys na Kairos tyd. Kairos is 'n Griekse woord wat vir ons wil sê tyd het beslissende betekenis. Tyd het betekenis wat vir altyd van waarde gaan wees. Elke oomblik waarin ek en jy leef, het as dit ware beslissende betekenis. Soos wanneer die brande skielik uitbreek. Sien nou maar die brand breek daar naby jou uit, en ek sien daar het 'n brand daar naby my uitgebreek, wat ons nie eens bewus was nie. Maar dan kan jy net toe kyk nie. Jy moet iets doen. Jy moet daadwerklik iets doen. Jy moet of self probeer om die brand te blus, of jy moet die brandweer inkry, of jy moet hulp inkry van jou bure, of jy moet voorbrande maak en so meer. Ons weet almal wat aan die gang is op die oomblik, nê. Gister, dit is wat ek wil sê, dis Kairos tyd. Dis 'n oomblik van beslissing. Jy moet 'n beslissing neem. Wat gaan jy nou met jou tyd maak, nê? Ek was gister in so 'n Kairos tyd. Ek met my dogters, ek en Lucia met die dogters lughawe toe neem, en ons kom hier by die kelders toe sê hulle van nee, jy kan nou nie Stanford omry nie. Ek het gekyk, ek weet ek kan nie Stanford omry nie, maar ek het gehoop daar's 'n ander paadjie. Iemand het my gesê daar is 'n pad wat ons kon ry. Sê hulle net vir my nee. Jy moet nou Bredasdorp omry. Goed. Toe moet ek nou mooi kyk na die spoedmeter, want ek wil die kinders nou betyds op die lughawe hê. Maar nou ja, ons het dit daarom gemaak. In Januarie 1981 was ek ook in 'n ramp betrokke. Die Laingsburg vloedramp. Dit het baie skielik in die nag gebeur. Hierdie dag. En ek was daardie jaar besig met my M-kliniese kursus by Tygerberg Hospitaal, en hulle het sommer almal van ons gevat en gesê, hoorie, julle wat op hierdie kursus is, julle gaan deel word van die rampspan, of die vloedrampspan. En ja,
klomp van ons is toe gestuur Laingsburg toe om daar te gaan help en ek was van die wat moes agterbly in Tygerberg Hospitaal en die mense wat getraumatiseer was moes bystaan toe hulle nou na die hospitaal toe teruggestuur is. Ek weet hier is mense in ons gemeente wat direk geraak was deur daai ramp. Want die Buffelsrivier het ook by hulle afgekom en het ook baie van hulle oeste vernietig. Ek weet nie of hier mense is wat geliefdes verloor het in die ramp nie. Ek is seker nie. Maar dit was 'n geweldige ramp nie. Die 81 is lank terug, maar ons vergeet dit nie. Ons kan dit nie vergeet nie, net soos daai foto daar. As jy daar by Laingsburg verbyry, dan sien jy waar was die vloedhoogte. Nou net 'n paar skokkende feite oor hierdie traumatiese ramp. Die vloed is veroorsaak deur 'n katastrofiese intense reënval wat oor 'n tydperk van dae plaasgevind het en toe ewe skielik het die Buffelsrivier net afgekom, nê. Die traumatiese nag by Laingsburg het die Buffelsrivier afgekom sodat daar golwe was van 6 tot 10 meter hoog. Baie huise en geboue is in 'n oogwenk totaal oorstroom en vernietig. En uiteindelik is 104 mense dood, maar 79 se lyke kon hulle nooit vind nie. Mense wonder wat het van daai lyke geword. 184 huise is totaal verwoes en vernietig. In een nag. Ek onthou nog 'n jong man wat ek ook later in my lewe sou ontmoet. Hy was op skool, hy was in die hoërskool. Hy het wakker geword die nag en toe kom hy agter my, hier is groot fout, hier's nou baie water. En hy maak al sy mense wakker in die huis. Hy sê vir hulle, ons is in 'n krisis, kom ons gaan uit. Hulle probeer uitgaan, hulle kan nie uitgaan nie. Hulle kan nie 'n venster oopmaak, hulle kan nie 'n deur oopmaak nie. En die watervlak dryf hulle op tot bo teen die plafon. En hy besluit toe, okay, ek gaan nou maar met alle geweld die plafon oopbreek. En toe hy daarbo is, toe kon hy sy mense uithelp en hulle is toe gered. Jy het net nou die statistiek gehoor van baie mense wat dood is, nê. So daai gesin was genadiglik gered. En in die Kairos oomblik het hy die regte ding gedoen. Dit alles het onverwags sonder waarskuwing gebeur en so is daar elke dag baie dinge wat onverwags en sonder waarskuwing ook in jou en my lewe gebeur. 'n Verhouding kan oor jare verbrokkel en dan skielik dan sê die een party nee, ek sien nie kans verder nie, dis nou verby. 'n Skielike siekte kan plaasvind, 'n padongeluk baie skielik, 'n skielike afdanking by die werk, vele ander. U kan self gaan dink aan al die dinge wat al met u gebeur het. Christendom maak voorsiening vir die onverwagse katastrofes in ons lewens. Nêrens in God se woord beloof hy 'n seepglad paadjie vir ons wat net so sonder hindernisse gaan plaasvind nie. Inteendeel, hy waarsku ons ook dat daar berge van swaar kry voor ons kan lê. Maar wat God wel in die Bybel sê, is dat daar in elke ramp ook 'n geleentheid is vir die positiewe om te gebeur. Soos Floors net nou vir ons die foto gewys het van die lelie wat ontstaan uit die brand uit. En soos die verhaal van daai jong man wat sy familie kon red. Hy het sy lewe daarna aan die Here toegewy en hy het 'n predikant geword, sodat hy van die genade van die Here kon getuig vir die res van sy lewe. In elke ramp is daar ook 'n geleentheid vir die goeie om te gebeur. Die term Kairos tyd wil ons bewus maak dat elke oomblik betekenisvol is en daarvan getuig ook die gedeelte wat ek gelees het van die profetiese rede vanmôre oor die skape en die bokke. Jesus gebruik die metafoor van die skape en bokke as hy as koning
al die nasies voor hom vergader en hulle dan skei en sê, okay, die skape regs en die bokke links. En dan maak hy die verstommende verklaring aan die skape en hy sê, kom julle wat deur my Vader geseën is. Neem dit as die koninkryk van die skepping af die koninkryk is van die skepping af vir julle voorberei. Neem dit as 'n erfenis in besit, want ek was honger en julle het my iets gegee om te eet. Ek was dors en julle het my iets gegee om te drink. Ek was 'n vreemdeling en julle het my gehuisves. Ek was sonder klere en julle het my klere gegee. Siek en julle het my verpleeg. In tronk en julle het my besoek. En hierna spreek die hemelse koning dan sy oordeel uit oor die bokke aan sy linkerkant, want hulle het nie in die kairos oomblikke van hulle lewens die regte ding gedoen teenoor hulle naaste nie. Hulle het nie vir hulle kos gegee, klere gegee, huisvesting gegee, gaan besoek en so meer nie. En dan spreek hy die oordeel oor hulle uit, die ewige oordeel. Die belangrike vir ons uit die profetiese rede is egter om daarop te let dat beide die skape en die bokke met groot verbasing luister na wat die hemelse koning vir hulle sê. Hulle kan nie onthou dat hulle goeie dade gedoen het aan mense nie op spesifieke tye nie. Hulle kan dit glad nie onthou nie. Dis uit hulle geheue uit. En so ook die mense aan die linkerkant. Hulle kan ook nie onthou dat hulle nagelaat het om die goeie aan mense in nood te doen. Maar al wat die koning vir hulle sê is, dit wat julle gedoen het, is van deurslaggewende betekenis. Want die skape het die regte ding gedoen en hulle kan nou die koninkryk in besit neem. Bokke het verkeerde dinge gedoen, hulle het nagelaat om te doen wat reg was en hulle word in die ewige verdoemenis ingestuur. Nou as dit dan so is, geliefdes, hoe moet ons dan voorberei om positief elke dag die kairos oomblikke van ons lewe binne te gaan? As kerk van Jesus Christus moet ons nie een dag nalat om die geestelike wapens wat God ons gee, ons mee te bewapen nie. Dit is wat hy ons gee om voorberei te wees vir die kairos oomblikke van die lewe. As ons dit nalat, dan is daar swak plekke in ons modering en dan kan die oomblikke vir ewig verbygaan. Kom ons begin by die algemene. God gee vir ek en jou wat aan die kerk van Jesus Christus behoort, algemene toerusting. Hy sê, ons is geleer van kleins af op persoonlike stilte tyd te hou, om Bybelstudie te doen en om gebed te doen. Ons moet eredienste bywoon met ons verbondskinders van God. Ons moet ons kinders laat doop, ons moet die nagmaal getrou vier. Hierdie is die dinge wat hy vir ons gee. Ons moet dit nie nalat nie. Dit is die geestelike wapens waarmee hy ons wil toerus. Maar ons moet ook let op wat Romeine 13 vir ons wil sê, julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Die liefde is die belangrikste wapen wat jy in jou wapenrusting moet hê elke dag. Die liefde is die allerkragtigste wapen waarmee ons moet bewapen. En al hierdie bewapens moet ons bewustelik deel maak van ons lewe. Ons moet dit aantrek, soos daai ou krygers wat daai swaard klere moes aantrek en hulle het eintlik mense nodig gehad om hulle te help om hierdie ystergoed aan te trek, nee. Ons moet onsself elke dag bewapen met die wapens van die lig. En dan word daar in vers 12 van Romeine 13 gesê, laat ons dan nie ophou. Laat ons dan nou ophou met die werke van die duisternis en die wapens van die lig opneem. Ons moet leef soos volgelinge van die Here Jesus
en nie ingestel wees op ons eie sondige begeertes elke dag nie. Deur elke dag jou te beklee met God se geestelike wapens, kan jy elke dag met selfvertroue Kairos oomblikke van jou lewe ingaan. Maar ek wil afsluit. Ons moet ook elke dag lewe uit sy genade. Miskien sê jy vir my, Dominee, jy praat so ernstig met ons vanmôre. Ek hoop nie dis net 'n doom and gloom preek nie. Miskien sê jy in jou binneste, hoe kan ek dit reg kry om daar voor God se troon te staan en deel van die skape te wees? Hoe is dit moontlik? Want ek weet ook my lewe, my beste dade is met sonde bevlek. En daarom is daar nog een groot wapen wat jy moet opneem elke dag, en dit is die wapen van God se genade. Ons moet leef uit God se genade elke dag. Dis die belangrike. Ek wil dit graag probeer verduidelik aan die hand van 'n beeld van 'n Persiese matwewer. Hulle sê in tradisionele Persiese matte is die weefraam is horisontaal, en aan die een kant staan die mat kunstenaar, die een wat besluit hoe daai mat moet lyk, en aan die ander kant is daar 'n jong vrou of 'n kind of 'n jong dame wat die weefwerk moet doen. Ingewikkelde werk waar jy die knope moet knoop en in die weefdraad moet insit op die regte plek en so meer. Hulle doen eintlik die grootste werk. As die jong man of jong vrou egter 'n fout maak, dan sal die weewenaar kunstenaar dit raak sien, maar hy gaan hulle nie dadelik veroordeel nie. Inteendeel, hy gaan dit net so los, want dit is baie ingewikkeld om nou weer die hele storie te verander. So, dan verander hy net 'n bietjie aan sy ontwerp van die mat. Al is dit nie soos wat hy dit oorspronklik bedoel het nie. Ek wil sê dat jou en my lewe is soos weefwerk aan die mat van ons lewe. Ek en jy is eintlik 'n jong man en jong vrou wat die weefwerk moet doen elke dag. Die regte knope maak op die weefdraad en so meer. God is die weefkunstenaar. Maar soms wyk ons af van die verbondsplan wat hy met ons lewens gehad het. Maar hy is genadig en getrou. Al het ons nou afgewyk van die plan wat hy met ons gehad het, dan kan ons voortgaan as ons sondes bely en erken en ook sy genade toeëien, dan gaan hy voort om ons lewens, om ons mat vir ons te weef, totdat dit voltooi is. Hy gaan voort met 'n nuwe ontwerp, terwyl ons voortgaan om steeds die knope te knoop en die werk te doen. Geliefdes, my tema vanmôre is, kom ons leef voluit in die jaar 2026. Kom ons leef voluit met selfvertroue. God gee vir ons al sy geestelike wapens om ons voor te berei om in die Kairos oomblikke die regte besluite te neem. Kom ons beklee ons met al sy geestelike wapens elke dag tot sy eer. Amen. Kom ons antwoord nou op die woord van die Here deur saam staande die belydenis van Nicea te doen. Ek gedink ons moet 'n bietjie iets anders doen as die gewone 12 artikels. Kom ons doen dit staande. As u wil, is u welkom om ook hardop dit te sê. Ons glo in een God, die almagtige Vader,
die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, God uit verwek en nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan, wat terwille van ons, die mense, en terwille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees, van die Maagd Maria, die mens geword het, wat selfs ons gereis is, ons Pilatus gelei het, en op die derde dag opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê, en die Heilige Gees, die Here en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo aan een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslaaptes en die lewe van die doodsgelewe. Amen. Liefdes, ons het nou geleentheid om die Here ook met ons offergawes te dien. Kom ons bid saam. Ons dank U Here dat ons klein bydraes vir U koninkryk gebruik mag word. Gebruik hierdie bydraes sodat U liefdeswerk elke dag baie betekenis mag hê vir die kerk en die koninkryk. Dankie dat ons vanmôre ook kan hoor dat ons elke dag voluit mag lewe. U gee vir ons Kronos en Kairos tyd elke dag, maar U verwag dat ons die tyd wat U ons gee, altyd sal gebruik om die regte besluite te neem vir U en vir die koninkryk.
Hoor ons gebed ook vir die gemeente, die kerkraad, die predikante en alle lidmate en ook ons kinders vanmôre, Here. Wil U ons gemeente seën en bewaar. Ons bid ook vir almal wat siek is en in nood is. Skenk elkeen U barmhartigheid en U troue liefde. Ons bid ook vir die groot nood rondom ons. Ja, ook vir die gevolge van die brande en brande wat nog steeds woed. Wees met almal wat daaraan meewerk. Wees ook met ons land en sy leiers en skenk elkeen wysheid en genade om ook Kairos besluite te neem. Ons bid alles deur U genade en nie uit verdienste nie. Amen. Liefdes, ons slotsang is nou die bekende op berge en in dale. Luister mooi na die woorde, dan sal jy agterkom dat dit eintlik gaan oor die genade van God. Verse 1, 2 en 4 staande en bly dan staan vir die seën. Staan vir die sin van Amen. Vrede vir julle, liefde en geloof van God die Vader en die Here Jesus Christus en die Heilige Gees. Amen.